Hallo allemaal en welkom by vandag se podcast en vandag gesels ons met Ilonka. Hallo Ilonka. Hallo Jade. Baie welkom. Dankie. Ons eerste keer wat ons met Ilonka gesels en vandag gesels ons weer eens oor iets wat prakties en belangrik is. Ja. En baie mense gaan dalk dink is nie van toepassing op my nie, maar dit kan dalk eendag van toepassing op jou wees en jy kan dalk jouself in die situasie vind waar ons gaan gesels vandag. So nou wonder mense waaroor gaan ons gesels vandag. So vandag gesels ons oor kleuters. Nie iets noodwendig spesifiek nie, maar kleuters oor die algemeen. Ons gaan prakties raak en Ilonka het baie information wat sy met ons wil deel wat ek regtig glo mense gaan help om deur hierdie fase te gaan, want ek dink baie ouers hulle dread daai fase van kleuter. Yes, hulle is ja. bang vir as my kind 'n kleuter word en ja. So, Ja, wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen? Ja, so ek neem aan dit is 'n passie van jou, is kleuters. Ja. So hoekom kleuters? Hoe het jy by hierdie uitgekom dat ons vandag daaroor gesels? Jong Jade, jare terug toe ek begin het na skool vir 'n jaar lank die werk gekry nie en ek val toe nou toevallig in 'n au pair posisie in. En as gevolg van my agtergrond het ek besluit en ek het die Here gevra, hy moet my wys. Ek wil sien. Dit was by 'n sielkundige in die dorp. So ons het toe nou ek het toe nou baie mooi dop gehou. En ek kan onthou iewers soos die familie opset die gesin, ja. Dit was op daai stadium was dit 'n gesin geweest, daar was 'n baba en dan 2 kleuters, né? En ek was obviously baie jonk. En iewers op 'n stadium het ek myself gekry waar ek gewonder het, as raas en baksla en beklei al is, waaroor kleuters gaan, wil ek nie 'n kind hê. Ja. En ek dink dis wat baie ouers dit is wat so baie mense kan relate met dit. In elk geval, en ek het toe nou na dit het ek in 'n kleuterskool opset beland en daar het ek ook toevallig of ja, of was toe nou beskikbaar as gevolg van die au pair. Ja, ek het eintlik frustreerd geraak daar. En besef die Here wil vir my meer wys, want ek het hom gevra wys. So net, okay, ons gaan nou by die information uitkom, maar was kleuters en kinders se passie vir jou gewees? Of het die au pair gebeur, want dis iets wat ek kan doen? Dit het gebeur, dit was iets wat ek kon doen. En toe begin ek, okay, ek is goed hiermee, Jy wil verder, en ek het besef die Here vat my na 'n volgende fase van dit. Reeds omdat ek hom gevra het, leer my ek wil sien. En in die dae in die kleuterskool was daar baie gedrags van die kinders af, van die kleintjies af, wat ek meer van wou geweet het. Ek het belang gestel in hoekom reageer hulle op sekere maniere. En dis nou voor jy self kinders het of dis voordat ek self, ek het 12 jaar met kleuters gewerk voordat ek self 'n mamma geword het. Ja, okay, so jy het ondervinding. Yes. So en die groot ding, hierdie goeters het regtig begin in die laaste 3 jaar van my lewe. Okay. Yes, wat ek regtig intens gaan sit het en regtig navorsing gaan doen het. Partykeer in die aande gesit het, in die middel van die nag gesit en notas maak het van conferences en goeters van oorsee af wat ek bygewoon het en wat ek gedoen het. So ek het regtig moeite gedoen om dit te ondersoek. En jy self is nou 'n ma? Ek is self 'n ma van 'n 4-jarige. Van 'n 4-jarige. So jy's nou slap bang in die middel van. Ek is in die ding in, ja. Van dit. Alright. So wat is dit wat jy dan voel op jou hart? Ouers met kleuters of wat kleuters gaan hê of met kleuters werk self as jy nie ouer nie, mense wat is dit wat jy voel en wat jou research gevind het is nodig om te weet? Wat is dit wat uitgekom is, soos jy sê, van al die goed navorsing wat jy gedoen het? Die belangrikste ding wat ek sal sê is hulle lewenservaring. Ons verwag te veel van hulle. Jy verwag hierdie kind moet nou verstaan wat ek sê. En die feit dat jy Afrikaans praat of Engels praat for that matter, wat ook al jou huistaal is, sê nie hy verstaan wat jy sê nie. Ek hou daarvan om byvoorbeeld altyd vir ons seentjie op Google te gaan wys. Hy wil dalk nou weet of
hy's op die bank. Ja. En ek sê vir hom, jy gaan seer kry. En ek kom agter my, hy verstaan nie hierdie ding nie. Die konsep van Hy verstaan nie die hele konsep van Ja. ek gaan seer kry nie, want hy was nog nie daar nie. Ja. So dan hou ek daarvan om vir hom videoetjies te gaan wys of iets wat ook al die situasie mag wees, nê? Laat hy kan sien, maar dit is hoekom ek dit doen. En dit help nogal. Ja. Dis 'n interessante approach, want ek dink baie mense die algemene ding is you learn through feeling of through experience. Jy leer deur ervaring. So jy moet eers van die bank afval voor jy mamma glo dat jy gaan seer kry. Ja, maar dis interessant, ek het nooit daaraan gedink nie dat jy eintlik hulle kan leer deur te sien wat en ons lewe vandag in die age waar dit moontlik is om dit vir hulle te wys. Ons het inligting tot ons beskikking, ons het die media tot ons beskikking. So dit is nie regtig meer 'n verskoning om te sê ek weet nie hoe nie. Daar is maniere om die inligting te bekom. Dit is vir ons so maklik bekom. Ja. So wat is die inligting dan wat jy voel vandag uit moet gaan in die podcast? Ja. As jy wil spesifiek raak en yes. Ja. Okay. Ek vra om verskoning. Hier's baie Engels in. As jy so baie inligting gesif het soos wat ek gesif het, dan raak vertaling net onmoontlik. Ja. Yes. Ja. En Engels is soveel beter as Afrikaans anyways. Baie makliker taal. Okay. So dit net 'n dingetjie so wat sê patience and compassion are essential during the toddler years. Learning positive, respective, and developmentally appropriate parenting tools is crucial for setting your child up for emotional, cognitive, and social success. So patience dan, geduld in die sin van moenie, ek probeer net dink wat is die teenoorgesteld. So sal jy ouers wat dan nie geduld het nie, is dit die ouer wat dadelik raas en skree of pak slag, is dit geduld in daai sin of ja, en heel moontlik nie besef dat my kind nie nou op daai plek is om hierdie te kan doen. Ja. Stupid vraag dalk. Wat is die ouderdom van kleuter? 'n Kleuter is van 1 tot 5. 1 tot 5, okay. Tipies by ons in Suid-Afrika is dit van 1 tot 5. Okay, so in daai en dan kry jy jou voorskoolse kind wat nou graad R is en dan ons nou maar jou jong kind. Ja. So hierdie ding sê, so dit sê dan dat geduld, daar was 'n gedeelte van die cognitive aspek van so jou geduld gaan saam met die ontwikkeling van die kind, so die twee gaan hand in hand. Ja, om te besef waar hy is. Net vir interessantheid, nê, ons babietjies, nê, in daai eerste dae, vandat hulle gebore is daar 750 nuwe synaptic connections. Wat elke sekond gebeur. Wat nie in die womb gebeur het nie. Nee, as hy gebore is. Binne na eerste. So elke sekond 750 nuwe synaptic connections, nee. Yes. So ek moet net gou so vinnig hierso kyk. En dan die synaptic connections is dit waar die brein eintlik maar ontwikkel en sin maak van die wêreld. Van die wêreld, ja. Sin maak van die wêreld. Ek hou daarvan om dit so te sien. Ek weet nou nie, weet jy hoe lyk 'n resistor of wat is die ander ding nou se naam, maak in any case. Hy het 2 beentjies en dan het hy 'n dingetjie in die middel, gewoonlik 'n sirkeltjie of 'n reghoek dingetjie en hy's soldeer op 'n bord. Yes. So om dit makliker te verduidelik. Die een been is die situasie en die ander been is die emosie en die gevoelens. Okay. En dit brand vas en dit is jou vormpie bo. Dit is hoe jy in die toekoms gaan reageer. Okay. In daai situasie. Ja, so dis daai connections. Dit is daai connections, dit is daai wiring wat gebeur, né? Okay. So hoeveel 750? Nuus per sekond. Yes, like it. Ja. Okay. En dan 1000, so om en by 1000 neural connections elke sekond. Ja.
daarna in hulle vroeë jare. Ja, in die vroeë jare. So dit is duidelik dat die breinontwikkeling gebeur rapidly. Ja, baie en vinnig. dit is hoekom dit so belangrik is dat ons kleuters reg hanteer om toekomstige probleme ek verstaan. So jy wil hulle nie negatief ontwikkel nie. Kom ons sê maar vir lekker gedragspatrone wat nou ontwikkel word deur daai connections. So jy wil dit eintlik in 'n positiewe rigting inlei. Jy wil dit in 'n positiewe rigting. Voor die kleuterjare. Ja, voordat daai negatiewe dinge, want die oomblik wat hulle gebore word, begin dit klaar. Hulle sê in die geboorteproses begin daai baba klaar wirings maak van is die wêreld 'n veilige plek? Ja, ek of verstaan. Is dit scary, né? Okay. En nog 'n interessantheid, ons brein ontwikkel van sy breinmass, né? Ontwikkel hy 70% teen die ouderdom van 1 jaar. So dit gebeur al so 70% van daai wiring gebeur in die baba fase. Ja. Okay. En dan daarna is dit tot so omtrent 90% totdat hulle 3 jaar oud is. Okay. En dan van 3 jaar is dit meestal die Ja. En dit is in daai eerste 3 jaar van hulle lewe wat koneksie so verskriklik belangrik is. Okay, ek verstaan, ja. Met ons baba sodat hulle die fisiese connection. Ja, ouer en kind of dan nou 'n caregiver en die kleuter sodat hulle kan veilig voel en begin sin maak van die wêreld, né? Alright. En daai relationships, trust, feeling safe en understood begin in daai eerste 5 jaar. Ja. En is dit die goed wat jy sal sê relationship, trust en feeling safe? Ja. Sal jy dit highlight as dis die goed wat jy as ouer of caregiver moet emphasize of moet seker maak hulle weet daai 3 goed is daar. Daai 3 goeders is daar. Ja. En dan nou natuurlik van die ouers kant af die verstaan hoekom hulle op sekere maniere reageer. Ja. Hoekom hulle sekere goed doen. Ja. Wat is van die gedrag van 'n kleuter? So wat dis nou dalk 'n vreemde en 'n baie breë vraag, maar hoe tree dit is kom ek sê hoekom ek dit vra sodat 'n ouer kan weet hierdie is normaal of hierdie is nie normaal. So wat sal jy sê is die normale gedrag van kleuter? Nie noodwendig die ideal gedrag nie, want dit gebeur nie altyd nie. Maar wat is in daai sin normaal, goed of sleg? Die normale gedrag klink baie verkeerd as ek dit vir jou so kan noem. Ek het gevind dat baie van die goeters wat ons die vooropgestelde idees wat ons het van wat ouerskap is of wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, is net oor die teenoorgestelde daarvan. Okay, kom ek sê gou. So eerstens, kleuters se gedrag reflekteer hulle lewenservaring. Nee, dit het ons nou klaar genoem. Hy reageer so want hy weet nie dit moet eintlik so wees nie. So dit reflekteer hulle lewenservaring, né? So hulle het nie altyd daai ervaring om gepas op te tree nie. Of om die keuse te maak. Of om die regte keuse te maak of om reg op te tree nie. Dit is waar jy as ouer inkom, né? Byvoorbeeld kan jy ek sit jou nou dalk op die spot, maar byvoorbeeld wat is byvoorbeeld ek vat jou water weg en jy huil. Is dit 'n voorbeeld waar hulle nie weet of jy skree op my of hulle weet nie is dit iets wat hulle nie weet hoe om te reageer as iets van hulle af weggevat word nie? Ja. Byvoorbeeld nou. Ja, byvoorbeeld ons gaan net daarbey kom, maar dit is waar hulle impulses inkom. Okay. Nee, hy gaan net begin skree en heel moontlik dit by jou wil vat. En nie verstaan hoekom dit was dalk nie water nie. Ja. Hy het gedink dis water. Ek verstaan, ja. En jy wil dit by hom vat omdat dit dalk so hulle verstaan nog nie dis vir veiligheid. Ja, yes. Okay. So en dit is baie keer hoekom hulle net tantrum en daai groot emosies het, né? Okay. Kom ons praat ook gou oor tipiese kleutergedrag. Okay, ek het nou net gesê hulle het geen impulsbeheer nie. Niks. Alles gebeur net soos wat dit is nou so en dit is nou hoe hulle doen en hulle gaan net aan.
Hulle gaan net aan. Dis heeltemal reactive. Ja, hulle is heeltemal reactive, Ja, nê? okay. So hulle het geen impulsbeheer nie. Hulle het ook nie regulering nie. Okay. Hy kan nie sy emosies reguleer nie, hy Ja. kan nie sy gedrag reguleer nie. Want is seker nou alles ook niet vir hom of vir haar. Ja. So hulle weet nie wat aangaan met hulle aangaan. Ja, en hulle verstaan nie daai emosies nie. Dit is eintlik die groot ding. Omdat hulle dit nie verstaan nie, nê? Okay. So hulle voel dalk hartseer, maar hulle verstaan nie wat dit is wat hulle voel nie. Ja, en reeds in dit om nou te kom by jou vraag is hier is so dingetjie wat hulle sê, hulle gee jou nie harde tyd nie. Hulle het 'n harde tyd. Ja. Dus ek dink dis belangrik as jy iets kan onthou. Ek dink dis nogals 'n belangrike ding want baie ouers raak moedeloos want hulle dink my kind is net moeilik. Ja. Maar dis baie ek dink regtig belangrik om te weet. Jou kind is nie moeilik nie. Die lewe is vir hom of vir haar moeilik op daai stadium omdat hy nie verstaan nie, hy het nie daai ervaring nie, nê? Okay. So en dit is hoekom hulle jou hulp nodig het om hulle te reguleer. So jy moet aanvaar waar hulle ontwikkeling is. Daai tantrums. Ja. Daai wat hulle die hele tyd sê nee, alles is nee. Hulle luister nie die eerste slag nie en dit is weer eens omdat hulle nie verstaan. Ja. Hoekom jy so sê nie of wat jy van hom verwag nie. Hulle doen die teenoorgestelde as wat jy vir hulle sê. Moenie los die water. Die oop water, los die water en nou bly vat die water. Nou kan jy verstaan hoekom vat jy die water weg nie want hy wil dit hê. Ja, is 'n interessante ding. Sê nou maar die water want dis wat ek want ons het ook 'n kleintjie wat sy's nou 'n jaar en 'n half. En ek wonder sê nou maar die doppie of die oop water is daar. En ek is ook reactive in die sin van ek wil nie hê sy moet die oop water vat nie want sy gaan mors. So dan sal ek sê moenie met die water speel nie. Maar jy verduidelik nie hoekom nie. En wat ek baie keer wonder is as ek niks gesê het nie sou hulle dalk nie eens hulle gesteer het aan die water nie en net aangegaan het. So ek dink ons as ouers baie keer ons is te ons trigger die nuuskierigheid. Ja, en dan wil hulle sien hoekom. Hoekom, ja. Hoekom sê want hulle wil alles toets. Moenie jou vinger in die prop druk nie. Ek het nie eens gedink aan die prop nie. Kom ons gaan kyk. Hoekom nie? Wat gaan gebeur? Ja, dit maak sin. So dis nie dat hulle wil stout wees nie, dis dat hulle wil uitvind. Hulle wil meer weet. Hulle wil uitvind van hulle gaan alles oor leer, explore, nee. Ja, dit maak sin. Ja, en dan doen hulle natuurlik dieselfde ding oor en oor. Speel, jy gooi nou maar byvoorbeeld 'n kleintjie in die lug en weer want dit is so 'n sin maak van die wêreld. Wat gaan gebeur? Ons kyk of pappa my dalk hoor gaan opgooi. Okay. Of wat gaan gebeur as ek hoor gaan of wat ook al. So in hulle gedagtes toets hulle die reaksies. Toets hulle wat gebeur. Want hulle maak sin van wat om hulle aangaan. Ja, so hulle is eintlik besig om te leer. Ja, eintlik, né? So en ons moet nie probeer om teen hierdie gedrag te veg nie, want dit is waar ons dan nou in 'n struggle betrokke raak met hulle. Maar ons gaan later nog baie uitkom. Ons gaan op 'n ander keer by dit. Ja, daar's baie waarna ons moet. Ja, okay. So kyk ons soek nie verskonings vir hierdie gedrag nie. Ja. Ons wil nie verskonings vir hulle maak nie, maar die ding is ons moet verstaan hoekom hulle sekere dinge doen. Ja. Sodat dit vir ons makliker is. So dis nie so verstaan en ek dink dis 'n baie belangrike ding ook is in verhoudings oor die algemeen of dit nou met jou tiener of jou toddler of jou man of jou vrou is, verstaan beteken nie aanvaar nie. Nee. So ek wil verstaan hoekom my kind 'n tantrum gooi. Bedoel nie ek aanvaar dat die tantrum reg is nie. Maar dit is belangrik om te verstaan hoekom die tantrum is sodat ek weet hoe om te reageer en hoe om dit te hanteer. En om empatie te hê met dit wat gebeur. Dit is baie belangrik. Ons moet empatie moet hê. Ons moet besef hy is klein. Hy verstaan nie nou wat nou gebeur nie. Dit kom weer op hy lewenservaring neer, né? Okay. Vir interessantheid gedrag reguleer. Hoe moet ek myself dra? Hoe moet ek myself gedra? Wat moet ek doen in hierdie omstandighede, in hierdie situasie wat ook al? Hulle begin eers hier van rondom 4-5 jaar. Begin hulle eers regulasie verstaan. So tot en met dan, as hy nie sy sin kry nie,
gaan hy skree. Hy gaan tantrum. Want hy het nie die skills nie. Om dit te bewerk nie. Breinontwikkeling. Dit is nog 'n ding. Dit is hulle lewenservaring en hulle breinontwikkeling. So dis 'n fisiese ding. Dis nie 'n ek dink baie keer as ons dink aan die brein, dink ons aan dit is 'n so ding in die lug, maar dis 'n fisiese ding soos 'n spier wat groei en ontwikkel en groter en ja. Ja, soos wat hulle sin maak van die wêreld en begin agterkom. Ek dink altyd daaraan dat as jy, en veral as hulle nou 'n foutjie maak, nê, as hulle nou iets verkeerd gedoen het en jy het nou geraas, hoeveel keer het jy nou aan jouself bevind, jy moes hierdie proses deurgegaan het, kom ons sê nou maar by een of ander departement, staatsdepartement of 'n ding. Jy moes iets gaan doen. Jy gaan nou klaar baie mense is se bloeddruk opdruk net om dit in elk geval, nê? En jy het nou gesukkel met hierdie proses want jy het nie geweet hoe om dit te doen nie. Wat is die ding wat 'n mens gewoonlik as jy dit nou reg gekry het, jy het dit nou afgehandel, wat is die ding wat 'n mens gewoonlik sê? Volgende keer gaan ek weet. Ja. Next time I'll know. Ja. Nou ongelukkig met kleuters leer hulle nie net die eerste keer nie. Jy gaan moet herhaal. Ja. Jy gaan moet herhaal. En ek besef ook nou daar's ons het al meeste van die goed geleer in ons lewe wat ons gaan leer. Sien ons het al 80% van die goed in ons lewens geleer. Waar kleuters moet nog 80% van die goed leer. So net so wat jy frustreerd raak met daai een ding elke maand of 3 weke of 3 maande of jaar, is dit vir hulle elke dag, soos wat jy gesê het. Dis nie dat hulle moeilik is nie, dis dat die lewe in daai oomblik is vir hulle moeilik. Ja, en ons sê ja vir die gevoelens wat hulle ervaar, maar ons sê nie noodwendig ja vir die gedrag nie. So dis alright om kwaad te wees vir die feit dat jy nie die bottel mag hê nie. Maar dis nie alright dat jy so optree nie. Jy gaan nie vir mamma of pappa slaan omdat jy nie die bottel kan kry nie. Jy gaan nie nou tantrum of gil of so jy sit 'n limiet daarso. Ja. En is dit kan 'n mens met hulle gesels, is hulle oud genoeg om te redeneer as jy vir hulle sê ek verstaan, dit maak jou hartjie seer of jy's ongelukkig, maar is hulle oud genoeg om daai gesprek te verstaan? Ek het gevind dat ons seentjie het eers hierso so van 3,5 af. Wat jy nou moet om 'n mooi 'n gesprek kan voer en mooi vir hom verduidelik. Maar dit is hoekom ek so sê of dit is hoekom die navorsing hoekom ek nou kwaai geword het. Ja, ek verstaan. Ja. So wat 'n mens moet onthou, hulle is egosentries. Hulle dink alles gaan oor hulle. Ja. Tot en met 7 jaar is 'n kind egosentries. Ek wil net gou so vinnig noem dat ons kleuters soek onafhanklikheid. En dit is om hulle te help om hulle selfvertroue en hulle selfbeeld te ontwikkel. So hy gaan probeer om goed by homself te doen, né? Okay. En dan ook is dit baie belangrik om nie as hulle besig is om te explore dan, want ouers is maar skrikkerig baie keer om hulle die space te gee om te explore. Ja, jy moet nie daai helikopter ouer wees nie. Gee hom die space. Jy weet, wees naby genoeg om te keer wanneer dinge verkeerd gaan, maar gee hom die space om dit vir homself uit te figure. Ja, Jordan Peterson het iets gesê baie belangrik, wat vir my baie interessant is, as dit kom by kinders. Hy het gesê, kids need to be able to play dangerously under supervision. Ja. So dit kom neer op dieselfde ding, laat hulle... Ja, ek het nou weer 'n ding gelees, en ek weet nou nie wie dit gesê nie, wat gesê het, ons moet hulle toelaat om in maniere te beweeg en te speel wat jou laat snap na jou asem. So wees naby genoeg om te keer, maar gee hom sy space, né? Okay, so hulle herhaal baie, ons het al gesê, hulle doen dieselfde ding oor en oor, en dit is hoe hulle vaardighede bemeester en sin maak van dit wat om hulle aangaan. Soos ons ook, ons leer ook so, deur om goed te repeat. Ja, en dit is 'n baie belangrike ding wat 'n mens moet onthou. Hulle is eintlik dink en redeneer
in 'n sekere mate soos ons. Hulle ervaar in 'n sekere mate goed soos ons. Ja. En dit moet ou net onthou. Ja. Okay. Hulle hou daarvan om eienaarskap te eis. Myne. Die woordjie myne. Ja, ja. En dit is om hulle identiteit en beheer te bevestig. En dit help hulle om grense te verstaan. So is dit want daar is 'n en ek wil nie net te veel uitbrei nie, maar daar is 'n siening dat jy nie vir 'n kind selfs daai woord moet leer nie, want dan gaan hulle moet nie vir hulle leer dis my doppie nie of dis my speelding, dis net 'n speelding waarmee jy speel. Ja. Maar is dit belangrik eintlik om dat hulle daai sens van myne het? Of is dit dat hulle idee het van dit is my bottel, of is dit fyn net om te weet dis 'n bottel? Ja, dit is 'n bottel of dit is dit kan myne wees. Ek kan eienaarskap eis. Ja. Maar dit is ook net 'n bottel. Dit is waar die grense inkom. Ja. Dit is myne. Dit is nie joune nie. So dit is 'n belangrike ding om te leer. So daai grense en dan nou daai sosiale vaardighede. Jy kan speel met hierdie karretjie, want hier's nou 'n klomp kindertjies. Jy kan speel met die karretjie, maar dit is nie joune nie. Ja. Nee. Ja. Okay, so dit help met daai sosiale. Moenie dit vat nie, hy is besig om daarmee te speel. Jy weet daai presies, né? Alright. En dan het hulle natuurlik 'n baie kort aandagspan. Jy gaan nou vir hom sê moenie op die bank spring nie. Net nou loop jy 'n draai in die huis en net as hy vragtig waar weer op die bank, né? Want vir hom gaan alles net oor explore. Hy wil net speel en hy wil net sin maak van wat om hom. So is nie noodwendig stout nie. Dis net dit is net uit al lank al vergeet jy net vir hom gesê. En dis waar dit baie keer inkom dat ons aksie by ons woorde moet sit. Moenie op die bank spring nie, help nie. En 'n mens moet probeer om spesifiek met hulle te praat. Dit help nie net jy sê moenie op die bank spring nie. Dit help op partykeer nie net jy sê jy gaan afval nie. Ja. Maar sit aksie by jou woorde en haal hom daar af. Van die Ja, en 'n lekker tool is om hulle dit wat hulle besig is om te doen om hulle te redirect. Jy het hom nou van die bank afgehaal, maar dan sê jy vir hom, kom ons speel hier met hierdie karretjies. Ek het nog nie gesien jy het hierso gespeel. So redirect laat sy aandag net op iets anders kom. Ja, omdat sy aandag so kort is. Ja, kan hy maklik sy aandag op iets anders staan. Yes, want hy het nou hierdie triek probeer try op die bank en dis nou veral by ons het dit baie. Dit is hy het nou hierdie triek probeer try en nou het jy hom gekeer. So net as hy die kans kry, gaan hy dit weer probeer doen. Dan is vir hom awesome. Dit is vir hom awesome. Hy wil dit probeer doen. Okay. So hulle is natuurlik nuuskierig en hulle aandag word maklik afgelei, né? Ja. En dan nog 'n ding wat ou moet onthou is hulle vind oorskakelings verskriklik moeilik. Oorskakelings in die sin van transitions. Ek is besig om te speel, maar dis nou badtyd. In daai ja. So en hy wou eintlik nou nog hierdie ding gedoen het en nou begin jy met hom raas van dit is badtyd. Ja. So hulle vind dit veral as hulle nou besig is om 'n lekker ding te doen. Hulle speel nou lekker. Dan is dit vir hulle moeilik om oor te skakel. Ja. Jy het dalk iewers gaan eet en ons hierdie lekker speelplek. En nou moet ons huis toe gaan. En nou moet ons huis toe gaan. So dit is vir hulle moeilik. So jy gaan 'n oomblik kry van tantrum. Ja. 'n maklike tool dan om te gebruik is om vir hom te sê, okay, gaan 5 minute voor die tyd na hom toe. En sê vir hom ons moet oor 5 minute ry. Jy kan nog 1 keer slide of 1 keer swaai of so gee vir hom opsies. 2 of 3 opsies en laat hy daai want dit gaan vir hom die transition maak hierdie ding klaar en dan as dit klaar is dan gaan ons dat hulle 'n idee het van iets wat tot 'n einde kom. Ja. Okay. En dan een belangrike ding wat ek reg in gedagte moet hou. Of wat ons in gedagte moet hou, ons moet hulle temperament in gedagte hou. Dit is verskriklik belangrik. Want almal is nie dieselfde nie. Nee, want almal is nie dieselfde nie. En ons moet net onthou ons kind God het elkeen geskep met 'n sekere doel vir die lewe, nê? En ons moet besef dat sy temperament en sy karakter, daar moet sekere karaktereienskappe wees vir daai doel. Ja. En ons moet dit ontwikkel, ons moet dit nurture, ons moenie probeer om dit te compress. Dit is baie belangrik om te weet, Ja.
Ons besef, hulle is nog steeds die Here se kinders wat iets vir die Here moet doen en jy moet dit nurture, jy moet hulle guide, want dit is eintlik al oor dissipline gaan, dit gaan oor om hulle te guide. Ja, ons het eintlik nou baie goed geraak, maar ek dink daar's soveel meer. Dis 'n wye veld. So ons gaan weer nog 'n podcast moet doen, so kyk uit daarna. As jy dalk net vir ons 'n idee kan gee, wat is dit wat jy nog sal wil deel met die mense in 'n volgende ek dink dit is 'n baie gevaarlike ding om oor te praat, maar want almal sien dit anders, is natuurlik dissipline. Ek wil graag en dit behels dat ons emosies en gedrag, ons moet weet hoe moet ons emosies hanteer en hoe moet ons dit gaan, dit is daai regulering wat ons in gedagte moet hou. En dan wil ek graag so 'n paar tools gee oor hoe help ek my kind as my kind nou 'n tantrum gegooi het. Hoe help ek my kind om te kalmeer? Want hoe kalmeer ek myself? Want een dysregulated een kan nie 'n volgende dysregulated een help nie, né? Dan val ons albei in die sloot. En die hele storie escalate nie. Okay. So en dan wil ek graag praat oor ouerskap metodes saam met die dissipline. So dit is goedjies wat my baie na in die hart lê. Ek kan sien, So as jy hierdie en dan kyk en jy wonder, is nou alles goed en wel, maar hoe? So die hoe kom in die volgende. Die hoe kom later. Ja, so baie dankie Lonka. Ek dink is 'n goeie begin en ek dink is 'n goeie fondasie om te lê om 'n verstand te hê van hoe kleuters werk voordat en wat is eintlik normaal by hulle? En wat is ontwikkelingsgepas vir hulle? Baie. So baie dankie. Ons sien uit na die volgende een. En soos altyd as jy ons video's wil sien, like die channel, sit die subscribe button en sit aan jou notifications, dan sal jy genotified word van al ons volgende video's en dan ook die volgende podcast met Ilonka oor die praktiese uitvoering van dit wat ons vandag geleer het. So baie dankie Ilonka, waardeer dit opreg. Plesier.